Ons lees die oordenking vir die 13de Augustus uit die Here is my herder met die vriendelike vergunning van Lizet Murray. Die titel vir oggend is Fyn wit klere. Ons teksvers kom uit Openbaring 19 vers 7 tot 9. Die bruilof van die lam het aangebreek en sy bruid het haar daarvoor gereed gemaak. God het haar dit vergun om fyn, helder, blink klere aan te trek. Hierdie fyn klere is die regverdige dade van die gelowiges. Toe sê die engel vir my, skryf op, geseënd is hulle wat na die bruilofsmaal van die lam uitgenooi is. Wit is die kleur wat die meeste in die Bybel genoem word en word meestal met onskuld en suiwerheid, as ook regverdigheid en geestelike reinheid verbind. In Jesaja 1 vers 18 sê God vir die Israeliete, al sou julle sondes so skarlaken wees, dit sal wit so sneeu gemaak word. In die Bybelse tye het mense meestal net 1 of 2 stelle gewone klere vir elke dag se dra gehad en 'n ekstra stel wit klere vir feesgeleenthede. Die wit klere is met groot sorg opgepas, want in daardie droë, klipperige wêreld en stofstraatdorpies het klere nie lank skoon gebly nie. Om wit klere te was en vlekloos te probeer kry, was bykans onmoontlik. Die belofte van God om sy volk se sondes so wit so sneeu te was, is 'n sterk metafoor. Ons is vlekloos, spierwit. In Openbaring word die kerk as 'n bruid beskryf wat wag vir haar bruidegom. Net die wat volhard, het die voorreg om uitgenooi te word na die bruilofsmaal van die lam. Saam met die uitnodiging kom 'n belofte. As jy oorwin en aanhou glo, dan sal jy ook wit klere kry om aan te trek. Ek sal jou naam nooit uitvee uit die boek van die lewe nie. Aldus Openbaring 3 vers 5. Here, ek wil ook u bruid in fyn wit klere wees. Amen. Dankie vir die saamkuier. Ek deel Lizet se kontakbesonderhede in die inligtingsparagraaf van die kanaal. Daar is ook skakels na voorlesings van Lizet se ander publikasies wat hier beskikbaar is.